Goeiedag. Ek lees vandag vir ons uit Genesis hoofstuk 24, die laaste vers van daardie hoofstuk. En daar staan: En Isak het haar in die tent van sy moeder Sara ingebring, en Rebekka geneem, en sy het sy vrou geword, en hy het haar liefgehad. So is Isak dan getroos na die dood van sy moeder. Geliefdes, wanneer ons die verhaal in Genesis 24 lees, en ons lees van hierdie sending van Abraham, van Eliezer, om vir Isak 'n vrou te gaan haal, dan kom Eliezer met 'n vrou terug wat presies gehandel het soos wat Eliezer gebid het, toe hy gevra het, laat die vrou wat uitkom en die regte ene is, presies handel soos ek vra. En wanneer Rebekka dit dan so doen, dan weet Eliezer, hierdie is die vrou vir Isak. En hy neem haar met hom saam, en sy kom gewillig met haar kamele, en dan wanneer hulle naby die stad kom, dan vra Rebekka, wie is daar die man? En wanneer Eliezer vir haar sê, dit is jou nuwe man Isak, dan klim sy af en gaan na hom toe, en dan lees ons dat Isak haar lief gehad het. Soms gebeur daar slegte dinge in ons lewens. Daar gebeur dinge soos in die geval waar arme Isak se moeder oorlede is. En hy is daaroor ontroosbaar, totdat die dinge wat God vir hom in sy lewe stuur, in die plek van sy moeder, in die geval Rebekka, dan tot uitkoms kom. En dan lees ons, en hy was getroos. Want uit die hand van God gebeur die regte ding. Rebekka was nie 'n ideale vrou, of die perfekte vrou eerder nie. Sy het ook maar saam met haar seun vir Isak bedrieg. Maar dit was die regte vrou. Nie perfek nie, maar vir hom. En dit is wat God stuur. Ook in ons lewens in hierdie dag moet ons die besef hê dat God in ons lewens in sy voorsienigheid gee, selfs die dinge wat ons nie verwag, vir ons tot troos sal wees nie, en dit dan tog is. Het gebeur dat dinge waarvan ons onsself weerhou, soms die dinge is wat God oor ons pad bring, die dinge wat vir ons uitkoms bring, die dinge waarvoor ek lank bid, Here gee my, en dan kan ek dit invul met wat ek ook al wil, en dan kom die uitkoms. Is die uitkoms wat ons wil hê, die uitkoms wat God wil hê? Hoe lyk jou gebed wanneer jy bid, en wanneer ander mense vir en oor jou bid, wanneer jy in 'n tyd van swaar kry is in die hospitaal, wanneer jy dalk 'n geliefde verloor het, wanneer jy dalk self siek is, dan is die vraag, aanvaar jy wat ander mense oor jou bid? Sodra ek hierdie besef het, ander bid vir my, en God in sy alwysheid bring uitkoms soos dit goed is vir my, dan het ek 'n ander ingesteldheid, 'n ander dink daaroor, dat God in sy liefde vir my nooit sal gee tot my nadeel nie, maar dat dit alles uiteindelik vir my ten goeie meewerk. Mag ons dit almal weer eens net besef in hierdie dag, God gee, ander bid, maar ek moet ook self doen. Kom ons bid saam. Here, ek bid vir elkeen wat na hierdie opname luister. Ek bid dat U vir elkeen sal uitkoms gee en watter nood daar ook in hulle lewens mag wees. Maar ek bid ook, Here, dat elkeen wat hierna luister vir hulle kerkrade, vir hulle predikante sal bid. Maar dat ons ook self met diep insig sal weet, ons is nooit alleen nie, want daar is iemand wat vir my bid. En daarom gee U ook uitkoms na U wil. Ons bid dit in Jesus naam. Amen.